Goeiedag en hartlik welkom by NG Park se digitale bediening. My naam is Morne Jacobs en ek wil jou innooi in die tweede week van ons ekologie reeks in. Ons het laasweek die vraag gevra van hoe ontmoet ons Skepper in die natuur? Hoe ontmoet ons God in die skepping? Ons het gekyk na hoe God homself ook openbaar aan ons in die skepping en hoe ons verbintenis aan hom deur dit ook uiteindelik kan vier en ook kan herontdek. En in hierdie tweede week gaan ons draai na die spieël toe en ons gaan kyk na die natuur van die mens. So ek wil hê jy moet dink aan wanneer laas jy in die spieël gekyk het en gewoonlik wanneer ons in die spieël kyk, dan is dit om te dink oor hoe ander mense ons gaan sien. Maar ons gaan vandag op 'n unieke manier na die spieël kyk en vra maar wat sien ons wanneer ons in die spieël kyk? Hoe sien ons onsself, ons rol in die skepping binne in ons verbintenis daaraan? En wat ons gaan uitnooi in hierdie tema is die bekende gedeelte van Genesis 1 van vers 26 tot by vers 31. Ons gaan die gedeelte saam lees, maar voordat ons lees, kom ons dank die Here dat ons vandag ook rondom sy woord kan vergader. Hemelvader, dankie vir u woord. Dankie vir die ewigheid daarvan. Dankie dat dit vandag ook tot ons spreek in ons wêreld en in ons lewens. Dankie dat u ons geloof daardeur voed, dat u self ook daarin openbaar en ook u wil daaraan in ons bekend maak. Dankie Here dat ons ook u woord kan aanvaar in ons lewens in vryheid, dat ons nie daarvoor vervolg word nie. En gee ook Here dat ons vandag ook sal leer om daaruit te leef en u naam daardeur groot te maak. Nie om onsself te verryk nie, maar om u te eer, is waarom ons vandag hier by mekaar kom. En ons loof u vir die vryheid daarvoor. Amen. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding of as ons verteenwoordiger, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het aan die mens geskep na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskep, manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën, God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. God het gesê, kyk, ek gee vir julle al die gewasse wat saad dra, wat op die oppervlakte van die hele aarde is, en al die bome waaraan daar vrugte is wat saad dra. Vir julle sal dit as voedsel dien, en vir al die diere van die aarde, en vir al die voëls van die hemel, en alles wat rondbeweeg op die aarde waarin lewensasem is, gee ek al die groen gewasse as voedsel. Dit het toe so gebeur. God het na alles gekyk wat hy gemaak het, en kyk, dit was baie goed, en dit was aand, en dit was oggend, die 6de dag. Nou, ek wil hê jy moet vir 'n oomblik na hierdie verhaal kyk met ander oë. Asof jy die Bybel sou moes lees as 'n tipe van 'n storieboek. Jy begin by die begin, hier by Genesis hoofstuk 1, en kom ons verbeel vir 'n oomblik dat jy nog glad nie verder gelees het nie, jy het nog niks gehoor van God of van Jesus of van enigiets wat verder in die boek gebeur nie. Al wat jy weet tot op dusver is wat jy gelees het oor God uit Genesis 1. Nou wat ons sover weet van God, as ons nou maak asof ons nou nog niks anders weet nie, net uit Genesis 1, dan weet ons God is die skepper, wat hemel en aarde gemaak het, wat orde uit die chaos uitgeskep het, meer daaroor volgende week, wanneer ons praat oor orde en chaos. Maar wat ons weet, as ons soort van half nou moet praat van die karakters van hierdie boek, ken ons vir God, die een wat alles maak, wat alles goed maak, en dan in die einde van alles, die hoogtepunt van hierdie skepping, kom ek en jy, die mens, en ons ontdek die mens in hierdie skepping. Nou dit is nogal spesiaal om te dink dat ons laaste gemaak is. En hierdie woord maak is baie belangrik. Die een wat alles maak,
en dan die mens wat uniek is. Uniek vir twee redes. Hoekom hy gemaak word en ook hoe hy gemaak word. Die teks sê dat die mens gemaak word na God se beeld, as God se verteenwoordiger, soos wat van die ander vertalings dit ook beskryf. En die tweede is die manier waarop ons gemaak word, as mede-skeppers. As ons nou moet onthou dat ons op die stadium wat ons weet van God is, dat ons na sy beeld gemaak is en hy is skepper, dan is ons by implikasie gemaak as mede-skeppers. As ons dan nou die skepper se verteenwoordiger is, dan is ons ook gemaak met hierdie doel en met hierdie roeping om ook dan te skep en mede-skeppers te wees en te herskep van dit wat God reeds geskep het. Het jy al ooit iets met jou hande gemaak? Iets self gemaak? En ek weet almal van ons het, want almal van ons was al op skool en iewerste in jou skoolloopbaan moes jy vir een of ander kunsprojek iets gemaak het met jou hande. Nou ek weet vandag baie van ons as kinders het ons ouers ons take vir ons gedoen, maar ons het gehelp. Ons was deel daarvan gewees. Ja, ek kan onthou een van die eerste goed wat ons moes gemaak het in graad 4 se kunstklas was 'n bird feeder. Ek weet nie wat 'n bird feeder se amptelike Afrikaans se naam, 'n voëlvoerder, ek weet nie, dit klink net vir my verkeerd om te praat van 'n voëlvoerder, maar in elk geval, jy moes 'n klomp produkte gebruik het wat herwinbaar is. Dit was ook altyd deel daarvan is om herwinbare produkte te gebruik. Ek weet nie hoe herwinbare kookbottel is nie, maar gewoonlik weet ek 'n kookbottel is relatief herwinbaar. Jy het die kookbottel gevat, jy het volsaad in hom ingegooi, jy het stokkies ingedruk en 'n houer van een of ander aard en dit was jou bird feeder gewees. En dan, soos wat ons nou ouer word en meer gesofistikeerd raak dit wat ons maak ook al hoe meer uniek. Ek weet my skoonouers is baie lief daarvoor om goed te maak met hulle hande. My skoonpa is baie lief vir houtwerk. Hy het ook onlangs 'n draaibank gekry en hy vertel nogal die interessante storie. Hy vertel van hoe sy manier waarop hy na die natuur gekyk het verander het vandat hy sy draaibank het. Hy sê wanneer hy na bome kyk, ek weet hy het in die veld groot geword, en hy kan elke liewe boom by die naam noem. En hy kan omtrent vir jou vertel van elke liewe voeltjie, die voeltjies wat net hier verby gevlieg het, wat se tipe voël dit is en in wat se boom daai voël bly. Maar vandat hy begin het om hout te draai, kyk hy anders na bome. Hy sien die potensiaal van herskepping. Hy sien hoe daardie boom ook nou kan verander word in is 'n stoel se poot in of in 'n mooi bakkie in, vandat hy hierdie nuwe draaibank en hierdie nuwe hobby van om te draai uiteindelik ontwikkel het. Nou, dit is vir my sulke goeie voorbeeld van waartoe ons geroep word in hierdie skepingsverhaal. Om medeskeppers te wees, om te herskep van dit wat God reeds geskep het. En wanneer ons besig is om iets te maak, of jy nou kos maak en of jy nou houtwerk mee besig is en of dit so eenvoudig is soos 'n bird feeder, dan vat ons dit wat God vir ons gegee het, hierdie skepping, en ons herskep, ons herbewerk dit, ons heers daaroor. En dit is waar tot ons geroep word. Die eenvoud daarvan, van ons roeping, word hier in Genesis 1 vervat. Die natuur van die mens is om te skep, om te herskep, om te maak, om dit wat ons mee besig is, beter te maak. Want dit is ook die natuur waarmee God geskep het, was die goedheid daarvan. God het alles goed gemaak. Wat beteken wanneer ek en jy besig is om iets te verbeter, iets goed te maak, iets te maak wat goed kan doen, dan is ons besig om reg te wees aan dit waartot ons geroep is. Nou hierdie roeping in Genesis 1 is ook universeel, nê? Dit is tot alle mense van toepassing. Daar staan nie in hierdie teks dat net gelowiges geroep word hiertoe nie. Alle mense wat deel is van die skepping wat gemaak is en geskep is in God se beeld geskep. Deel van hierdie universele roeping, en hierdie roeping is wat? Volgens Genesis 1 om te heers. Nou hierdie woord heers is baie interessant. Baie moeilik ook om te vertaal, die Hebreëse woord rada, Gabas en rada woord wat hier saam gebruik word.
En een van die Engelse vertalings vertaal dit as stewardship, wat ek nogal baie van hou. As ons dit vertaal in Afrikaans, dan vertaal dit na eienaarskap toe, om eienaarskap te neem van die skepping. Dit klink bietjie anders as heers, nê? Want ons weet heers het nie altyd die mooiste of die mees positiewe konnotasies nie. Want wat ons doen partykeer as mense is ons wanheers. Ons het gebruik hierdie autoriteit en mag en gesag wat God vir ons gegee het, nie altyd vir goed nie. Ons gebruik dit ook om skade aan te rig, om te wanheers, om produkte te maak wat skade doen, om dinge te doen met ons tyd en aan onsself wat skade doen. Ons wanheers partykeer. En daarom wil ek terugkom nou na hierdie woord eienaarskap toe. Ek het in hierdie week toe lees ek 'n verskriklike artikel wat praat van 'n ding wat hulle noem forever chemicals. Dit het my geskok. Dat daar in van ons produkte chemikalieë bestaan wat nooit afbreek nie. Wat vir altyd en vir wat onmoontlik is om af te breek in die natuur. Wat ook eintlik deel word van ons liggame. Ek weet onder andere Teflon panne. Ek was so hartseer toe ek dit gelees het want ek het die lekkerste Le Creuset non-stick frying pan wat ek gebruik, maar toe ek lees dat hierdie ding chemikalieë afgee wat giftig is, wat nooit afgebreek kan word in die natuur nie, het my hartseer gemaak. Ek moes myself vra, is dit nog goed van my om aan te hou om hierdie goed te gebruik nou dat ek weet dat dit skadelik is. Hierdie universele roeping van heers kan baie maklik lei tot wanheersing. Wanheersing lei tot chaos en verantwoordelike heersing lei tot orde. En ons gaan volgende week bietjie meer praat oor hierdie orde en chaos ding. Dis 'n baie belangrike ding. Want orde en chaos is eintlik in die natuur van die skepping in vervleg. In die DNS van die skepping is orde en chaos in vervleg. Ek gaan die voorbeeld gebruik van 'n roosboom. Meer daaroor volgende week. Maar kom ons kom bietjie terug na hierdie woord van eienaarskap toe. Wat beteken dit om eienaarskap te neem, iets te eien, iets jou eie te maak? Dit is waartot ons geroep word as kinders van God, om eienaarskap te neem van God se skepping. Nie net die natuur nie, nê? Onthou ons het laasweek gesê, jy is ook God se skepping, jy is ook 'n skepsel. En nou wil ek jou 'n baie belangrike vraag vra. Neem jy eienaarskap van jou eie lewe? Is jy besig om te heers oor jou eie lewe? Dis baie maklik om te dink oor eienaarskap en om te heers in die skepping en sê, "Yes, okay, ek gaan bome plant en ek gaan water vir 'n boom gee, kyk dat hy mooi groei." Maar is jy besig om dit te doen met jou eie lewe? Ek het laasweek gevra dat jy moet dink aan jouself as 'n bonsaiboom. Is jy besig om eienaarskap te neem van die tyd wat God vir jou gegee het? Is jy besig om eienaarskap te neem van die gawes wat God vir jou gegee het, die talente, die gesondheid, die mense wat God in jou lewe gesit het? Neem jy eienaarskap en heers jy of laat jy toe dat dinge maar net aangaan? Want die natuurlike tendens van die skepping is agteruitgaan, hè? Dink bietjie, as jy 'n tuin net los en jy worry glad nie oor hom nie, jy neem nie eienaarskap van die tuin nie, dan gaan die tuin agteruit gaan. Daar gaan onkruid begin opkom en bossies en as jy dink aan palissades, nê, dit as jy hom net los en jy gaan hom nie verf nie, gaan hy begin roes. Eienaarskap beteken om in te tree en die slegte dinge teen te werk in die lewe. En dit is 'n aktiewe besluit wat ons moet neem op alle vlakke van ons lewe. Neem eienaarskap van wie jy is, van wat jy doen, van die tyd wat God vir jou gegee het. Gaan uit en heers oor jou lewe. Dit is belangrik. Nou hier's die ding. Ons maak die fout om te dink ons kan dit alleen doen. Ons maak die fout om te dink dat ons hierdie roeping gekry het en dat ons dit sonder God uiteindelik kan doen. En dit is gewoonlik wanneer ons begin om te wanheers of misheers of sukkel om eienaarskap te neem. Dit is dan wanneer ons begin om skade te doen. Wanneer ons probeer om hierdie autoriteit en gesag self uit te voer sonder God. Onthou wat ons laasweek gesê het, is God wat jou geskep het, ken jou doel. Hoekom probeer ons dan om oor ons eie lewe te heers sonder ons Skepper? Dit is wanneer ons die lewe vir onsself moeilik maak. En daarom is hierdie beeld van heers nie een van gesag en autoriteit en mag en onafhanklikheid en hoogmoed nie.
Dis een van klein word, om te heers in nederigheid, in afhanklikheid, onder leiding van God. Dit is waartot ons geroep word. Nou ek wil afsluit weer eens met iets prakties in hierdie reeks. Ek wil hê jy moet 'n bietjie dink aan hierdie woord kreatief of kreatiwiteit. Ons beperk gewoonlik kreatiwiteit tot kuns, om te dink, okay, ek is nie kreatief nie, want ek is nie kunstig nie. Ek is byvoorbeeld glad nie kunstig nie, hoegenaamd nie. Ek kan nie driedimensioneel sien nie, ek weet nie wat pas by wat nie, ek kan hoegenaamd nie teken nie, ek is die laaste ou wat jy in jou span wil hê met Pictionary, ek is nie kunstig nie. Beteken nie ek is nie kreatief nie. Luister bietjie na die Engelse etymology, dit is nou die oorsprong van die woord creativity. Ek gaan dit nou hierso in Engels sê, met 'n lekker Afrikaanse aksent. The word creativity comes from the Latin verb creare, meaning to produce, make, ons het gesê maak, hierdie woord maak wat so belangrik is, or bring forth. And its derivational root crescere, which means to grow, combined with the English suffix -ati, which denotes a state or quality. It signifies the quality of being creative. Om iets te maak, om iets te skep, om eienaarskap te neem. Dit is wat kreatiwiteit is. Dit is hierdie wonderlike voorreg wat ons het om soos God te kan gaan in die wêreld in, te kan heers, eienaarskap te neem, goed te kan maak. En nou, wat maak ons met dit wat God vir ons gegee het? En ek wil afsluit. En ek wil jou uitnooi, bid saam met my. Die woorde van Prediker 9, wat eintlik vir ons kom om te sê dat ons hoef nie die beste te perform en mense te beïndruk nie, want God het klaar goedgekeur wat ons doen. En luister na die eenvoud van Prediker 9 en ook die waarskuwing. Daar's 'n waarskuwing daarin en 'n reality check wat vir ons sê dat ons self gaan nie vir ewig leef nie. Ons self is ook onderworpe aan die vergaan van tyd, aan natuurlike agteruitgang. Maar ons kan heers, ons kan eienaarskap neem van die tyd wat ons het. En luister bietjie hoe dit klink. Maak jou oë toe, dan bid ons saam. Die woorde van Prediker 9 vers 7 tot by vers 10. Gaan eet jou brood met vreugde en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal jou dade goedgekeur. Laat jou klere altyd wit wees, laat jou kop nie sonder reukolie wees nie. Geniet die lewe saam met die vrou wat jy liefhet. Al jou sinlose lewensdae wat hy vir jou gegee het onder die son. Al jou sinlose dae, want dit is jou beloning in die lewe by jou inspanning waarmee jy jou afsloof onder die son. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met oorgawe, want daar is geen werk of verklaring of kennis of wysheid in die doderyk waarin jy op pad is nie. Amen.